was 'n man by die skaappoort van Jerusalem, wat langs die bad van Bethesda gelê het. Vir 38 jaar lank lê hierdie man daar. Vir 38 jaar ken hy een plek, een posisie, is verlam gewees. Sy enigste hoop waaraan hy kan vashou, is dat iewerste in sy leeftyd voordat hy doodgaan, dat as die bad begin roer, dat hy tog net eers by die water uitkom. En vir 38 jaar hou hy aan hierdie hoop vas, dat as die bad begin roer, dat hy daar gaan wees. Maar sien, elke keer is daar iemand anderste eerste by die bad. Daar's of iemand vinniger as hy, wat vinniger kan kruip, of daar's selfs iemand wat kan loop en homself vinniger in die bad en help. Die ander het almal familielede gehad. Het almal boeties of ouers of sissies of neefs of wie ook al, 'n vriend of 'n vriendin gehad, wat hulle kon help om eers by die bad uit te kom. Hierdie man het niemand gehad nie. En vir 38 jaar sonder sukses, sonder vrug, probeer hy om by die bad uit te kom. En nie een keer kon hy dit regkry nie. Toe op 'n dag kom daar 'n man na hom toe en vra vir hom, wil jy gesond word? Klink so bietjie soos 'n vreemde vraag. En wat 'n vraag is hierdie, het die man gedink? Ek lê nie hier omdat ek vreugde daarin vind nie. Ek lê nie langs die bad want dit is vir my lekker en hierdie slaapmat is so sag nie. Ek lê nie hier want die geselskap is goed of dit ruik lekker hier nie. Natuurlik wil ek gesond word. Dis hoekom ek langs hierdie bad lê. Dis hoekom ek so spook dat as die water begin roer, dat ek net my way kan kry tot by die bad. Natuurlik wil ek gesond word. Maar daar's niemand om my te help nie. Almal is vinniger. Almal het iemand om hulle te help. En toe antwoord die man, staan op, tel jou slaapmat op en loop. Nou hoe op aarde is dit moontlik? Ek is nie van gister af siek nie. As hierdie voorgee was, as hierdie net 'n roltoneel was, 'n spel was, dan sou ek mos nou al moeg geraak het teen die tyd. 38 jaar is nie grappies nie. Hoe is dit moontlik dat ek net moet opstaan en loop? Dis onmoontlik. En kom ons sê iemand dra my hier uit, kom ons sê wonder bewonder kan ek loop. Wat as dit nie hou nie? Wat as ek na 'n dag of 2 net weer verlam is en ek moet terugkom na hierdie plek toe, dan het iemand my plek gevat? Dan is ek nou nog verder van die bad af. Ek het in 38 jaar gekruip tot by hierdie punt waar ek daarom nou al naby aan die bad is. So nee, kan nie, dis onmoontlik. En kom ons sê dit werk, kom ek sê, ek kan begin loop en hierdie dinge werk vir my uit, en dit lyk goed vir my. Ek gaan nie weet hoe die wêreld daar buite werk nie. Wie gaan my help? Wie gaan vir my help 'n huis kry? Wie gaan my help 'n werk kry? Wie gaan my help? Sien, hierdie lewe is alles behalwe maklik. Die man waarvan ek praat, sal julle vind in Johannes 5 vers 8. Die man lê langs die bad van Bethesda, 38 jaar verlam. En soms voel dit asof hierdie lewe wydsbeen oor jou skouers sit en jou potjie sonder ophou. Jy al so gevoel? Man, dit is net nie lekker nie. Dinge werk nie uit nie.
Johannes 5 vers 8 sê Jesus vir hierdie man: Staan op. Tel jou slaapmat op en loop. Dit was Jesus se woorde vir hierdie man gewees. En ek glo vanoggend is dit sy woorde vir elkeen van ons. Kom ons kyk na wat probeer Jesus hier sê. Staan op. Jesus kom by 'n man wat duidelik nou al verlam is. Ek dink die ander mense in die bad, die ander mense wat ook daar lê, ken hom nou al, want hy seker nou al die langste daar. Hulle praat al van hom. Daar's seker al grappies in die lug wat rondhang oor hierdie man wat nou al so lank daar lê. En dan sê Jesus vir hom: Staan net op. Kan jy jouself indink hoe onmoontlik moes dit gevoel het? Staan net op. Dis so eenvoudig soos dit, staan net op. Sien, vir hierdie man het dit onmoontlik gevoel. Dit het gevoel soos amper 'n belaglike opdrag. Staan net op. Hoe is dit dan moontlik? Hoe is dit dan moontlik vir my wat so lank verlam is om net op te staan? Sien, hier's die ding wat ek wil hê, ek en jy moet vanoggend besef in Jesus se woorde. Jesus Christus se woorde bewerk sy wil. Kom ek verduidelik wat ek daarmee probeer sê. Soveel keer gaan ons na die Here toe en ons sê vir hom, wat het ons nodig? Ons gaan na hom toe met 'n issue, met 'n probleem en ek wil nie vir jou sê om dit nie te doen nie, ek wil vir jou sê doen dit. Daar's nie 'n beter plek om na toe te gaan as jy vasbrand nie. Daar's nie 'n beter persoon of mens of God om na toe te draai wanneer dit met jou swaar gaan nie. En baie keer doen ons dit en dan is die Here getrou. Dan praat hy met jou en hy sê vir jou, maar doen dit. En dan draai ons om en stap weg, want dit voel onmoontlik. Ek kan nie dit doen nie, hoe moet ek dit doen? Sien, wanneer die Here antwoord, raak ons bang, want Jesus vra van ons die onmoontlike. Vir hierdie verlamde man sê hy, staan op. Kan julle onthou wat sê hy vir die ryk jong man? Verkoop alles. Wat het hy gedoen? Omgedraai en geloop. Wat vra hy van Petrus toe hy in die bootjie gesit het? Toe hy van vra, Here, as dit U is, sê vir my om te kom. Wat sê Here toe? Maar kom. Hy vra van jou die onmoontlike. Hy vra van jou om iets te doen wat in jou eie krag nie moontlik lyk nie. Vir die disippels wat voor 'n hongerskare mense staan, 5000 mans met 5 broodjies en 2 visse. Sorry. Ag, my altyd vang, julle moet my maar reg help. Met so 'n bietjie kos vir 'n massa mense, en dan wat sê Jesus vir hulle? Voer hulle. Geef hulle kos. Sien julle die trant, sien julle die gewoonte waaraan Jesus werk? By die bruilofsfees in Kana, kom sy ma na hom toe en sê, daar's nie meer wyn nie, wat nou? En dan sê Jesus, maar maak die kanne vol water. Maak net nie sin nie. Hoekom vra die Here iets van my wat onmoontlik voel? Hoekom sal hy van my vra om iets te doen wat ek weet ek nie kan doen nie? Sien, Jesus vra nie eers vir 'n verduideliking nie. Julle gesien, julle opgelet in hierdie teksgedeelte, hy stap nie tot by die man en vra vir hom, ag, skus tog meneer, wat's fout met jou? Waarmee kan ek jou help? Hy vra nie eens vir hom wat is fout nie. Hy kom na hom toe en hy gee vir hom 'n duidelike opdrag wat sy hele situasie weerspreek. Sien, God praat nie met jou toestand nie. Hy het nie langs die man gaan sit en vir hom gesê,
Sjoe, ek weet dit is so moeilik om verlam te wees. Ek weet dit is so moeilik om vas te hou aan hierdie ding waardeur jy gaan. Dit is taaf. Hy het nie met hom gepraat oor sy toestand nie. Hy het hom uit sy toestand uitgeroep. Vir hom gesê, staan op. Sien, hier is die geheim vanoggend wat ek wil hê julle moet onthou. Want as ons hierdie een ding besef, gaan die res van hierdie preek soveel makliker raak. God se opdragte, Jesus se opdragte vir my en vir jou en vir hierdie man, is nie opdragte alleen nie. Jesus se opdragte is bemagtiging. Toe hy vir die man sê, staan op, moes daar nie nog genesing plaasgevind het nie, genesing het al reeds plaasgevind. Die man het nie nodig gehad om te glo en te wonder, okay, maar gaan my bene nou beweeg, hy het nie nodig gehad om sy tone te toets nie. Die oomblik toe Jesus sê, staan op, toe is hy genees. God se woorde en sy opdrag aan jou is nie 'n toets of 'n uitdaging om te kyk hoe ver jy sal gaan nie. Wanneer hy vir jou die onmoontlike vra, het hy jou alreeds toegerus om die onmoontlike te doen. Soveel keer vra die Here van ons onmoontlike goed. En dan draai ons weg, want Here, ek kan nie, dit is onmoontlik vir my. Wanneer hy vir jou sê wat om te doen, het hy al reeds die krag binne in jou gesit om dit te doen. Hoor wat sê Johannes 14 vers 12, dit sê, Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader gaan. Besef ons werklik wat Jesus dan nou hier sê. Moet nou nie as jy by die huis kom, al die leë, of die 5 liter waterhouers in wyn probeer verander nie. Dis nie wat die Here van jou eerste gaan vra om te doen nie. Besef julle dat hy het op 'n storm geloop? En hy sê, jy sal groter dinge doen? Besef jy, hy het modder gevat, dat dit aan 'n persoon se oë gesmeer, en toe hy sy oë oopmaak, toe kon hy sien? Besef jy dat jy gaan groter dinge kan doen? Besef jy, hy het by die graf van Lazarus gestaan en gesê, Lazarus, kom uit? En besef jy, jy gaan groter dinge kan doen? Ons twyfel so in onsself. En ek wil vir jou sê vanoggend, as dit van jou afgehang het, ja, dan het jy rede om te twyfel. Maar sien, wanneer God vir jou iets gesê het, het hy al reeds die Heilige Gees en die krag binne in jou gesit om dit te doen. So moenie bang wees nie. Hou op luister na die stemme wat sê, ja, maar ek kan nie. Wat is die volgende ding wat Jesus vir die man sê? Hy sê, tel jou slaapmat op. Dalk het hierdie man gedink, nee, ek gaan net my plekkie hier hou. Jy weet, ingeval, ek oor 'n dag of 2, dan begin my bene weer bietjie seer raak, en dan oor 'n week, dan sê ek weer verlam, dan is my plek daarom nog hier. Ek het daarom my slaapmat hier gelos, en voorberei vir wanneer dinge skeef loop. Of vanoggend vir jou sê, wat Jesus indirek hier vir hierdie man sê, is moenie ruimte maak vir mislukking nie. Moenie ruimte los vir 'n plasietjie, 'n plekkietjie waar die vyand jou kan kom potjie en vir jou kom herinner, en dis waar jy eintlik hoort. Kom terug hiernatoe, dit is wat eintlik vir jou bestem was. As jy al ooit in jou lewe vasgevang was in 'n verslawing of 'n slegte verhouding of deur enige ander bedryf wat jou aandag gehou het, dan weet jy hoe maklik is dit om voorbereiding te maak vir mislukking. Nee, die Here het my vry gemaak. Heeltemal vry, 100% vry.
Ek hou net 6 in die kas vir Inkeis. Ekskuus as ek op toe in 'n trap vanoggend. Maar vir hoe lank gaan ons voorberei om te misluk? Vir hoe lank gaan ek vashou aan hierdie goed? Want dalk eendag het ek dit nodig. Weet ek gaan daai e-pos wat die bank vir my gestuur het net hou. Ek gaan nie nou reageer daarop nie. Maar dalk kom die Here nie deur nie. En dan kom Jesus vanoggend en hy sê vir jou, tel jou slaapmat op. Los al daai goed. Moenie beplan om terug te gaan nie. Moenie hoop dat dit eendag daar gaan wees as jy dit nodig het nie. Los dit 100%, moenie ruimte maak vir mislukking nie. Want sien daai mat, daai ding waaraan jy nog vashou, daai hope wat jy nog het. Ek is nie heeltemal seker vir wie dit is vanoggend nie. Maar delete sommer daai nommer van jou foon af. Jy het nie nodig om weer kontak te maak nie. Daai mat, daai voorwerp is net 'n plek om op terug te val. Jesus sê vanoggend, moenie vashou aan iets wat jou aanhou terugtrek nie. Want soveel keer sê ek, Here, ek gee oor. Here, ek gee alles. Here, niks hou my meer terug nie. Ek het ontslaag geraak van alles. En weet jy wat is wonderlik? Want dalk gaan daar 6 maande tot 'n jaar verby wat jy 100% vry is, maar jy bid in dieselfde, maar as dinge dalk net skeef loop, dan het ek 'n backup. As ek dit dalk net nodig het en die drange en die krywings raak te veel. Wanneer jy oorgee, wanneer jy deur hom aangeraak is, dan is daar nie ruimte vir jou ou lewe meer nie. Daar's nie ruimte vir die gewoontes wat jy gehad het voorheen nie. Daar's nie ruimte vir die sondige natuur nie. Daar's nie ruimte vir die backup plans en die backup plans en die plan D en E en F nie. Daar's nie ruimte vir daai slaapmat meer nie. Los hom. Sien, want genesing vir hierdie man, genesing was nie vir hom om net op te staan nie. Genesing was vir hom om nie terug te gaan nie. Kan ek dit weer sê? Genesing vir die man was nie sodat sy bene weer kan begin werk en hy kan opstaan nie. Sy genesing was sodat hy nie teruggaan na die bad toe nie. Was sodat hy nie teruggaan om daar te gaan lê elendig en jammer vir homself nie. Dit is waar die genesing plaasgevind het. Wanneer God jou genees en vrymaak, is dit sodat jy nooit weer teruggaan nie. Dit is nie net sodat jy hoef vry te wees nie. Dit is nie net om geld te spaar of om vrede te hê nie. Jesus sê indirek vir die man om voorsiening te maak dat hy nooit gaan terugkom na die plek toe nie. Sien, ons moet 'n perspektiefskuif hê. Ons maak voorsiening vir as ek dalk wil teruggaan. As ek dit dalk weer gaan nodig hê. Ons moet voorsiening maak om nooit weer te hoef teruggaan nie. Hoe lyk dit? Beteken omring jou met mense wat geestelik volwasse is. Maar dit help veel jy omring jou, maar jy sê vir niemand wat hier binne aangaan nie. En ek weet vir ons as mans is dit die moeilikste. Om eintlik ons monde oop te maak en te sê, hey, ek sukkel hiermee.
maar dit gaan jou kos om te praat. En te sê, ek wil beter wees, maar ek het hulp nodig. Hierdie mat lyk so aanloklik. Ek wil net weer gaan lê 'n bietjie. Ek raak moeg en die lewe raak swaar, ek wil net bietjie gaan lê. Spreuke 26 vers 11 sê, 'n dwaas wat sy foute herhaal is soos 'n hond wat terugkom na sy eie braaksel toe. Daar's 'n Engelse gesegde, man ek like dit, want dit is seker die eerste ene wat ek gesnap het. Ek weet nie of dit 'n gesegde of net 'n definisie is, ek weet nie. Maar dit sê, what is the definition of an idiot? Someone doing the same thing over and over again, expecting different results. Weet jy wat is die fout, en ek praat hier met myself. Die fout wat ek oor en oor in my lewe maak, en al baie keer gemaak het, is wanneer ek dink, ek het nou oorwinning oor die ding. Dis nou al seker 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, wat ook al. Ek het nou oorwin. Dan dink ek, nou kan ek weer so 'n bietjie ruimte maak. Ek het hom ons nou oorwin. Ek het nou al my krag is nou, ek het al die krag behoor hom. Hy gaan my nie weer vang nie. Ek is mos nou vry. So nou kan ek weer. Hoe stupid kan ek wees? Voordat ek die slaap uit my oë uitgevee het, lê ek weer op die mat langs die bad. Vra vir die Here om my te help. Ons hoef nie in detail in te gaan nie. Julle elkeen weet wat is julle slaapmat. Tel op. Tel op. En dan sê Jesus se laaste ding vir hierdie man. Hy sê, en loop. Staan op, tel jou slaapmat op, en loop. Nou ek kan net dink hierdie man. Nou staan hy maar, ek weet nie of sy knie dalk so bietjie gebewe het, maar hy is 38 jaar. En nou het hy maar die slaapmat hier onder sy arm. En ek dink sy eerste gedagte sou gewees het, ja maar, wys my dalk net tot die naaste kiriewinkel, dat ek net vir my 'n loopstok kry of iets. Of kan iemand my nie net aan my arms vashou, dat ek tog net aan die gang kan begin kom, help my net met die trappe op, sê net vir my wat se kant toe is die kos, of waar kry ek hierdie, of waar kry ek dat, of help my net om 'n blyplek te kry. Iemand moet my leer hoe die wêreld buite die bad werk. Hier is die een les wat ek dink ek en jy as Christene moet leer. En berei asseblief julle harte voor. Niemand gaan jou dra nie. Ek weet die Here stuur soms mense oor ons pad en oor ons lewe om ons te help, veral in moeilike omstandighede. Ek sê nie jy moet alles op jou eie doen nie. Ek sê nie wys almal weg wat jou wil probeer help nie. Soms stuur die Here hierdie mense. Maar moenie sit en wag vir iets om te gebeur nie. Moenie hierdie mentaliteit kweek om te sê, ag, ek het nou hier uitgekom, maar iemand moet my nou leer bid. En iemand anders moet my nou leer hoe om die Bybel te lees. En iemand anders moet nou dit doen, en iemand anders moet nou dat doen, en iemand anders, nee, Jesus het nie vir hierdie man gesê, kry vir jou mense wat jou gaan help loop nie. Hy sê vir hom, loop jy. Bid jy. Lees jy jou woord. Kom jy in die kerk uit. Sien, wanneer die Here jou in staat gestel het, wanneer hy jou genees het, vir jou gesê het, loop, wanneer hy jou vrygemaak het, moenie wag dat iemand anders jou eers help om te begin loop nie.
Moenie wag tot iemand anders die werk eers te begin doen nie. Weet julle wat doen afhanklikheid van ander mense? Wanneer ek so afhanklik is van ander mense dat ek niks op my eie kan doen nie, weet julle wat doen daai afhanklikheid? Dit beroof jou van 'n getuienis. Want jy gaan altyd sê, so en so het my gehelp om dit te doen. In plaas daarvan om te sê, weet julle wat, dit het onmoontlik gelyk. En ek is nou nog nie seker hoe ek hierdeur is nie, maar die Here het my hierdeur gedra. Die Here gaan mense stuur om jou te help, ek beloof. Maar moenie die gewoonte kweek dat iemand anders moet my help nie. Iemand anders moet vir my bid nie. Iemand anders moet vir my die woord verduidelik nie. Iemand anders moet tyd in hulle binnekamer spandeer sodat dit met my moet goed gaan. Ja, maar as die pastoor vir my bid, kan ek met julle 100% eerlik wees? Moet dit nie teen my gebruik nie, asseblief. Daar is Sondagoggende wat ek hier staan, wat ek voel, ek wil nie eens vir iemand bid nie. Sondagoggende wat ek hier staan, wat ek voel, ek kan nie vir iemand bid nie. Daar's party oggende wat ek hier voel, wat ek besef, my gebede gaan jou nie nou veel help nie. Moenie wag vir iemand anders te nie. Moenie dink iemand anders te, man as hulle. Nee. Die Here sê vir jou, begin loop, begin bid, begin Bybel lees, begin kerk toe gaan, begin die regte vriende kry, begin die regte goed doen, begin reg beweeg, begin self om 'n verhouding met hom te doen. Weet julle wat gebeur in Sagaria? Serubabel is besig om die muur te bou, en niks werk uit nie. Dinge loop skeef, die mense werk nie saam nie, die volk wil nie, alles is besig om verkeerd te gaan. En wat sê die Here vir hom? Sagaria 4 vers 6 sê, dit is wat die Here vir Serubabel sê, nie met mag of krag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Nie deur die krag van die mense waar jy jou hoop so opgesit het nie, nie deur die mag van die instansies wat jy gehoop het jou gaan beskerm nie, nie deur die kerk of deur die pastoor of deur die beradingsspan nie, deur my gees alleen. En waar gaan jy die gees die vinnigste kry? Wie kan vir my sê? As jy jou hand opsteek en sê die kerk is dit verkeerd. Hier binne in jou. Dis waar hy die naaste is. Die dag toe jy jou hart en lewe vir die Here gee, toe ontvang jy die geskenk wat hy gestuur het, nadat hy opgevaar het hemel toe. As jy wil weet, waar gaan jy die beste hulp kry? Waar gaan jy die krag kry om môre te face? Waar gaan jy die krag kry om tree vir tree aan te gaan in hierdie lewe? Waar gaan jy die krag kry om hierdie goed neer te lê en te sê, Here, ek is vry van hierdie slaapmat, ek is vry van hierdie plek af. Waar gaan jy die krag kry? Nie deur mag of krag of plekke of mense nie, maar deur die Gees binne in jou. Dis waar. My gebed is regtig waar, eerlikwaar, dat nie een van julle ooit daarby hoef uit te kom nie. Maar ek wil vir julle sê, ek dink nie daar is 'n waar, nou gaan Tannie vir my moet help, 'n meer waar of 'n waarder? Ek hoor meer waar en waarder, maar julle verstaan wat ek wil probeer sê.
Daar's nie 'n waarder of meer waar les wat uit een persoon uitgekom het as die volgende nie. Jy sal nooit weet dat God is al wat jy nodig het, totdat God al is wat jy het nie. Ek bid nooit dat jy op daai plek kom, waar jy alles verloor en net God het nie. Maar ek hoop en bid regtig ons besef die ander helfte, voordat ons daarop eindig. Al wie ek nodig het om my hieruit te help is God. Nie die krag van mense of instansies nie. Maar hoe doen ons dit? Is nou baie maklik gesê, pastoor. Ons nou baie hard gepraat en saggies gepraat en daar was verskriklik emosie tussenin, maar dit help my nie veel nie. Hoe gaan ek van hier af huis toe en ek pas dit toe? Wat doen ek anderste in my dag tot dag lewe? Wat doen ek anderste in die week wat kom? Sien, hierdie man het hy darm Jesus gehaat in persoon. Ek meen, dis mos nou 'n bietjie anderste. Hy kon darm met hom praat en hy kon die woorde uit sy mond uit hoor en julle sal verder lees in Johannes 5, na die tyd kry hy hom in die tempel. Ek meen, Jesus was darm daar, hy het darm direk met hom gepraat, wat moet ons doen? Hoe maak ek dit deel van my lewe? Johannes 15 vers 3 sê, julle is egter reeds skoon gewas deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Maar hoe weet ek wat is die Here besig om vir my te sê? Wat is my staan op? Wat is my tel op jou mat? Wat is my en loop? Waar kry ek dit? In die woord van God. Ja, maar hoe weet ek gaan krag hê? Hoe weet ek gaan bemagtig word? Die woord van God gaan jou bemagtig. Hoe weet ek is vrygemaak? Gaan lees jou woord. Ja, Jesus is dalk nie meer in sy menslike liggaam hier by ons nie. Maar sy woord is lewend. En dit is hoe hy met jou praat. Die goed wat hy hier binne vir jou gesê het om te doen, die goed wat hy in sy woord, die opdragte wat hy vir jou gegee het, hier is die geheim, wat het ons nou heel in die begin van mekaar gesê, dis nie net opdragte nie, dis bemagtiging. Wanneer hy sê, wie die Seun waarlik vrygemaak het, is waarlik vry. Weet jy wat, dit is nie net 'n opdrag om vry te wees nie, dis bemagtiging dat jy is vry. Lees jou woord. Binne in die woord van Jesus was die genesing gewees vir die man. Genesing het nie in sy bene plaasgevind. Nie in sy rigsting plaasgevind of waar ook al 'n mens oor ons verlam kan gaan nie. Die genesing was in Jesus se woorde wat hy gespreek het. Sien, binne in die woord is jou bekragtiging. Binne in die woord is jou opdrag. Binne in die woord is jou vryheid en binne in die woord is al die hulp wat jy gaan nodig hê. Wil hê julle moet hierdie een ding onthou en dan gaan ek vir ons bid. Wanneer Jesus vir jou 'n opdrag gee, is dit nie om jou vermoë te toets nie, maar is 'n openbaring van die krag alreeds binne in jou. Ek gaan dit weer sê. Wanneer Jesus vir jou sê om iets te doen, is dit nie om te toets en te kyk of jy sterk genoeg is nie, maar is om vir jou te openbaar wat is die krag wat hy al reeds binne in jou gesit het. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam.
Here, so baie dankie vir u liefde. So baie dankie, Here, vir u woord. Here, dankie dat ons vanoggend weet dat u woord is lewend en heilig en vir elkeen van ons vandag nog, Here. Here, daarom is my gebed vanoggend dat ons, wanneer ons u woord lees, liewe Heer, dit sal sien as bemagtiging en nie net opdragte nie, liewe Heer, dat ons sal beweeg van eenvoudige hoorders van die woord na doeners van die woord, Here. Dat ons dit sal begin uitvoer en sal leef. Maar Here, ons weet ook vanoggend dat dit net deur u Gees is wat ons die krag ontvang om dit te doen. En daarom, Here, wil ek vra vir elke persoon hier vanoggend, liewe Heer, vir 'n dubbel porsie van u Gees, Here. Mag hulle so oorweldig word met u teenwoordigheid, mag hulle so oorweldig word deur u Heilige Gees binne in hulle, liewe Heer, dat hulle sal besef hulle is vry en waarlik vry, liewe Heer, dat hulle nooit sal terugkeer na daai slaapmat toe nie, liewe Heer. Maar dat hulle sal opstaan en loop. Here, ons gee aan u al die lof en al die eer, Here, want u alleen kom dit toe, Here. U alleen is waardig. U alleen is die een wat dit verdien. Ons bid dit in die almagtige en heilige en wonderlike naam.